4 Julie, God gee ons moed om in sy weg te wandel. Die weg van die Here is vir die opregte 'n vesting, maar 'n ondergang vir die werkers van ongeregtigheid. Spreuke 10 vers 29. As ons van die begin af in die raad van God gewandel het, sou duisende meer hulle tot die teenwoordige waarheid bekeer het. Maar baie het onbegaanbare paaie vir hulle voete gemaak. My broeders, maak julle paaie reguit, sodat die krepeles nie uit lid raak nie. Laat niemand 'n onbegaanbare weg volg wat iemand anders te gemaak het nie, want dan sal dit nie u alleen wees wat afdwaal nie, maar u sal die onbegaanbare pad duidelik maak vir iemand anders om te volg. Neem u voor dat wat u self betref, u die pad van gehoorsaamheid sal bewandel. Weet verseker dat u onder die breë skild van die Almagtige staan. U moet besef dat die kenmerke van Jehova in u lewe geopenbaar moet word, en dat daarin u 'n werk gedoen moet word wat u karakter in die ewebeeld van God sal vorm. Gee u oor aan die leiding van hom wat die hoof oor almal is. Ons doen ons werk met die oog op die oordeel. Laat ons van Jesus leer. Ons het sy leiding elke oomblik nodig. Met elke tree moet ons verneem, is dit die weg van die Here? Nee, is dit die weg van die man wat oor my aangestel is? Nie. Ons moet net besorg wees of ons in die weg van die Here wandel. God sal elke opregte, ernstige siel vereer, wat trag om in die volmaaktheid van Christus se genade vir hom te wandel. Hy sal geen nederige, sidderende siel begewe nie. Sal ons glo dat hy in ons harte sal werk? Dat as ons hom toelaat, hy ons rein en heilig sal maak en ons deur sy ryke genade in staat sal stel om arbeiders saam met hom te wees. Kan ons met helder, geheiligde begrip die krag van sy beloftes waardeer en dit opeis, nie omdat ons waardig is nie, maar omdat ons deur lewende geloof aanspraak maak op die geregtigheid van Christus. Daar is niks so groot en kragtig as God se liefde vir diegene wat sy kinders is nie.